Goeiemôre, Sondag 15 Maart 2026. En 'n dag wat baie van ons besig is met sekere dinge. Maar op die einde van die dag, wat doen ek en jy voor die aangesig van die Here? Hartlik goeiemôre en baie welkom. Die opskrif van my boodskap vanoggend is, om nie uitgesproke te wees nie, is daar dan seën, is die vraag. Weet jy wat, mense dink dat God slegs diegene salf, wat op 'n verhoog staan en preek. Dalk diegene wat voor 'n groot skare, kan Christelike liedere sing. Of diegene wat deur baie gesien word as leiers in gemeentes. Maar die waarheid is, veel dieper as dit. God salf ook diegene wat in stilte die Here dien en Jesus net waarlik liefhet. Terwyl ander op soek is na erkenning, is daar mense wat God stilweg met alles in hulle prys. Kos vir die honger is voorberei. Die Here in stilte nader en hulp vra vir ander. In 'n privaat plek, hulle God verheerlik. Die wêreld mag hulle dalk nie raak sien nie, of dalk veroordeel. Maar die Here sien elke daad van die nederige raak. Want in die koninkryk van God is hartsdiens nooit gering nie. Die Bybel sê in Matteus 23 vers 11, die grootste onder julle moet 'n dienaar wees. God soek nie net na talentvolle mense nie, hy soek na getroue harte. Wanneer jy met liefde dien, wanneer jy God selfs in die verborgde plekke eer, wanneer jy getrou bly, selfs wanneer niemand jou toejuig nie, sien God jou liefde tot hom. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 praat juis van die liefde. En dieselfde God wat in die geheim sien, is die een wat in die wat openlik beloon. Jy mag dalk voel asof wat jy doen eenvoudig is. Miskien besoek jy mense in die hospitaal, ondersteun en leer jong mense om in Jesus te glo. Jy bid in stilte vir ander sonder dat hulle eers weet daarvan. Of bemoedig iemand wanneer niemand anderste dit kan raak sien of eens wil doen nie. Maar moet nooit vergeet nie, die olie van God se salwing val dikwels op diegene wat bereid is om te dien. Jou diens aan God is nie net werk nie, dit is aanbidding. Jou nederigheid is nie swakheid nie, dit is krag voor die aangesig van die Here. En jou getrouheid berei jou voor vir groter dinge wat God vir jou beplan het. Hou aan dien. Hou aan om God te eer. Hou jou hart nederig. Want soms kom die grootste salwer terwyl jy bloot net, die Here dien op 'n manier wat nie altyd deur ander as juis gesien word nie. Terwyl jy Jesus met jou hele hart liefhet. Moenie ophou nie. Moenie laat mense jou vertel hoe om die Here te dien nie. Dien die Here met jou hele hart, jou hele siel, jou verstand en alles in jou. Brood en water 5 minute woordbediening, Pastoor Gary, seën groete en ek sê weer, Jesus is baie lief vir jou. Amen.